Ons is so dankbaar vir wie hy is. Hy is werklik 'n God van liefde. Hy's 'n God van betrokkenheid. Hy's 'n Vader vir my en vir jou. So ek het vanoggend besef ek net dat ons het 'n hemelse Vader wat perfek is. Amen. Ons aardse pappas. Ons maak baie keer nonsens droog. Maar prys die Here, sy genade is so groot, nê? En dat ons het 'n Vader wat vir ons 'n voorbeeld is. En ek wil jou aanmoedig om vir God te sien as jou Vader. Die een by wie jy kan gaan sit en met jou hart kan deel. En baie mense sê vir my, maar hoekom moet ek my hart met die Here deel? Hy weet dan alles. Dus sê ek, ja, maar jy weet nie alles nie. Jy weet nie alles nie. En soos wat jy jou hart met jou Vader deel, begin hy vir jou dinge openbaar, sodat jy beter kan verstaan en sodat jy beter kan weet wat in jou lewe aangaan. So ek is so opgewonde dat hy is ons Vader. Amen. So kom ons maak ons Bybels oop. Ek wil heel eers in Jesaja 11, so jy kan jou, of Jesaja 9, Jesaja 9, jy kan jou Bybel daar oopmaak, dis ergens in die Bybel, dis definitief na Genesis en definitief voor Matteus. So wat sê ek, dis in die Ou Testament. Alright, so Jesaja 9, Jesaja 9 vers 6. Jesaja 9 vers 6. Here, baie dankie dat ons om u woord kan sit. En Heilige Gees, dankie dat u die een is wat vir ons die woord lewend maak. Dankie dat u die een is wat vir ons die woord openbaar. En Here, ek wil vra dat soos wat ons tyd in hierdie woord spandeer, dat Heilige Gees, dat u dit vir ons sal kom oopbreek. Dat ons met ons menslike verstand sal kan verstaan wat u vir ons sê. Dat soos wat ons deur hierdie bladsye gaan, dank ek die Heilige Gees, dat hierdie woord nie net 'n letter op bladsye sal wees nie, maar dat 'n skerp, 'n tweesnydende swaard sal wees, wat diep sal indring in ons lewens, en dat dit ons lewe sal kom verander. Dis my gebed in Jesus naam. Nou Jesaja 9, ek sê nog nie amen nie, want ons is nog nie klaar nie. Ons kom baie keer so 'n tradisie, om as jy klaar gebid het, amen te sê, nee? Maar jy kan amen sê, want jy stem saam. Maar ek wil in Jesaja 9 vers 6, gee vir ons hierdie amazing skrif, en ons lees dit baie keer by Kersfees. Ons lees dit by Kersfees, want Kersfees is hierdie ongelooflike nice experience van wat die Here vir ons wil gee, of wat hy vir ons gedoen het. En hy sê, a child has been born for us. A son has been given to us. Luister mooi. The responsibility of complete dominion will rest on his shoulders. And his name will be. His name will be. Ons het nou vanoggend gesing, I speak the name Jesus. I speak the name Jesus. En sy naam beteken the wonderful one, the extraordinary strategist, the mighty God. Hier is die Passion Translation. Hy sê the mighty God. En as jy daai mighty God gaan verder lees, dan sê hy the God of battle, of mighty warrior. He is the Father of eternity, the Prince of Peace. Amen. He's the Prince of Peace. En ek dink vandag is dit so 'n goeie timing dat dit is Vadersdag en ons praat oor die gees van might, die gees van krag. En ek weet dat pappas het krag nodig. Amen. Ja, pappa, jy het nou 'n geleentheid gehad om amen te sê. Jy kon nou gesê het, ja, dankie tog Here, gee vir my krag. Ek meen, hoeveel keer het ons al vir mekaar gesê, Here, gee my net krag, nee? En dit is juist wat ons dan vandag sê, is dat die gees van krag woon in ons. Nou, dit is nie net vir die pappas beskore nie, dames, dis vir jou ook, pappas, manne, of jy nou 'n pa is, of net 'n man is, dis vir ons almal beskore, is dat die Heilige Gees woon in ons, en hy gee vir ons die krag om te doen dit wat die Vader wil hê ons moet doen. So Jesaja 11, ek wil dit gou vir julle lees. Dis die gees van God
En hy sê in vers 2, and the Spirit of the Lord will rest on him. The Spirit of wisdom, the Spirit of understanding, the Spirit of counsel, and the Spirit of might. En ons praat vandag dan oor daardie dimensie van die Heilige Gees. En dan sê hy verder, the Spirit of knowledge and the fear of the Lord. En ons is besig om dit oop te breek, en as ons kyk na die kandelaar is 'n fisiese element wat hulle moes maak in die tabernakel, en dis die enigste vorm van lig wat in die heilige plek van die tabernakel gebruik was, en dis die enigste bron van lig. En wat so amazing is van hierdie kandelaar is, aan die buitekant van die heilige plek het hulle 'n offer gebring. En hulle het die offer aan die brand gesteek, en hulle het hulle die offer aan die Here gebring. As die offer aanvaar was, het daar 'n vuurkolom uit die hemel gekom, en hy het die offer kom verbrand. Hy het hom goed gaar gemaak. Okay? En dan het die priesters gegaan, as hulle klaar was met daai gedeelte van die tabernakel, dan het hulle die vuur gebruik wat op die altaar is, en hulle het dit in die heilige plek ingevat. En dan het hulle die kandelaar aangesteek. Maar voor hulle dit moes doen, moes hulle eers seker maak dat hierdie kandelaar olie het. En soos wat die kandelaar gewerk het, in die eerste en die middelste ene, het hulle die olie gegooi, en dan het die olie versprei na die ander arms van die kandelaar. En dan was hier 'n lont in elke kelkie gewees, wat dan die olie opgevat het. En dan kon hulle die lonte aansteek. Maar die olie was van hier af ingegooi, en dit het versprei. As ons nie genoeg olie het nie, versprei dit nie na die volgende dimensie van wat die Heilige Gees vir ons wil openbaar nie. Daarom het ek en jy nodig om nie net te bly by die eerste ontmoeting wat ons het met die Heilige Gees nie, maar dat ons sal aanhou meer smag, meer honger en 'n dors hê na die Heilige Gees. Amen. Sodat ons meer van hom in ons lewe kan hê, sodat daar nuwe dimensies van die Heilige Gees in ons lewens geopenbaar kan word. Ek wil ons almal bid vir wysheid, ons almal bid dat ons understanding kan hê, of verstand kan hê. Ons almal bid dat ons krag kan hê. Ons almal bid dat die Heilige Gees sal openbaar word in ons lewe. Maar as ek en jy nie gaan tyd spandeer met die Heilige Gees nie, dan gaan ons 'n oppervlakkige, ons gaan net 'n een dimensie van die Heilige Gees beleef. Dis nie goed genoeg dat ons net tot bekering kom nie. Ons moet gevul word met die Heilige Gees. Ons moet gedoop word met die Heilige Gees. En dit is wat Jesus dan vir my en vir jou is. Hy is vir my en vir jou 'n voorbeeld van hoe die Heilige Gees vir my en vir jou kan in staat stel om te doen dit wat die Here wil hê ons moet doen. Dink julle dit was vir Jesus maklik om aan die kruis te sterwe? Ons almal weet dit was nie vir hom maklik nie. Hoe weet ons dit? Want terwyl hy in die tuin van Getsemane gebid het, het hy gesê, Here, as dit moontlik is, net vir in case daar miskien 'n plan B is. Here, laat die beker by my verbygaan, maar nie my wil nie, laat U wil geskied. En die Heilige Gees gee vir Jesus die krag om deur te sien dit wat hy in die kruis moet doen. Dit gee vir Jesus, die Heilige Gees het vir Jesus die vermoë gegee om aan te hou tot die dood toe. En ek wil vandag vir jou goeie nuus kom gee. Die Heilige Gees gee vir my en vir jou die vermoë om aan te hou. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Why? Because I have the power of the Holy Spirit. Die Heilige Gees is in my. En daarom het ek die vermoë om deur enige moeilikheid te gaan wat die Here vir jou, wat die vyand voor jou pad bring. Ek wil so ver gaan om te sê, maak dit 'n anthem in jou lewe, dat jy sal sê, ek sal aanhou loop, ek sal aanhou stap, I will push through, because I have the Holy Spirit with me. Sê vir die persoon langs jou, ek hoop jy het die Heilige Gees. Nou toe ek en jy tot bekering gekom het die Heilige Gees woning kom maak in ons. En daar het nie net 'n stukkie van die Heilige Gees kom woon nie. Hy het nie net gesê, okay, ek gee vir jou my hand. My hand sal daar in jou wees nie. Nee, die volheid
van die Heilige Gees het in ons kom woon. Maar dis soos wat ek en jy tyd spandeer saam met God, dat ons die doping met die Heilige Gees ervaar en die volheid van die Heilige Gees kom uit. En ek wil vandag vir jou sê, jy mag miskien nog nie vloei in die gawes nie. Jy mag miskien nog nie praat in tale nie. Maar jy het die volheid van die Heilige Gees in jou. En ek en jy moet die Heilige Gees, ek wil amper sê, innooi om verder te kom uitstroom uit ons lewe uit. Die Bybel sê, strome van lewende water sal uit jou binneste uitvloei. En daarom gee dit vir my en vir jou krag. Alright, kom ons gaan aan Romeine 8 vers 11. As jy die YouVersion Bible app het, is jy welkom om daar te kyk. Ek het al die notas en skrifte daar geplaas. Romeine 8 vers 11 sê, the Spirit of God, who raised Jesus from the dead, lives in you. Waar leef die Heilige Gees? In jou, in my. Hy leef in ons. Hy sê, and just as God raised Christ, Jesus, from the dead, He will give life to your mortal bodies by the same Spirit living within you. Dis die Heilige Gees in ons wat vir my en vir jou lewe gee. Hy steek ons aan die brand. Hy laat my en jou funksioneer soos wat hy wil hê ons moet funksioneer. As jy by die pad afstap en jy kom in 'n moeilike situasie, dan gaan die Heilige Gees vir jou sê, gaan links of gaan regs of gaan deur. Maar die Heilige Gees is die een wat vir my en vir jou lewe gee. En daarom gaan hy vir ons help om die pad reg te stap. So ons moet verstaan dat God beloof het dat hy ons nie alleen gaan los nie. Is dit 'n belofte van God? Hy het beloof, hy gaan ons nie alleen los nie. Hoe doen die Here dit? Hy doen dit deur die krag van die Heilige Gees. En ek en jy het die krag van die Heilige Gees in ons lewe. Soveel so dat ek en jy het krag om elke dag deur te gaan. Ja, maar ja, pastoor, jy weet nie wat ek môre in die oë gaan staar nie. Jy weet nie dat ek moet môre op hierdie plek wees wat ongemaklik wees, of ek moet met daai persoon gaan praat wat 'n bietjie hardkoppig is. En jy weet, my week is so gevul met 'n klomp moeilike dinge. Ek wil vandag vir jou goeie nuus kom gee. Die Heilige Gees is met jou. Al is jy in daai moeilike dinge. Al gaan jy deur moeilike probleme of moeilike situasies, die Heilige Gees is met jou. En hy sal vir jou wysheid gee, hy sal vir jou verstand gee, hy sal vir jou krag gee, hy sal vir jou die vermoë gee, hy sal vir jou alles gee wat ek en jy nodig het. Ons moet net vertrou. Ons moet net vertrou dat die Heilige Gees dit vir ons gee. So, die krag of die Gees van God is nou in ons. So kyk wat sê Efesiërs 1 vers 19. Ons gaan vandag in die woord wees. Ons gaan vandag in die Bybel wees. So as jy notas maak, skryf die verse neer, gaan kyk weer daarna. As jy die YouVersion Bible het, great. As jy jou Bybel het, blaai in jou Bybel. Dis goeie oefening. Goeie oefening. Nee? Ek het vanoggend vir Walter gesê, in die bidkamer, hy moet sy vingers oefen. Nee, want as dit koud is, dan is dit nie so maklik om hy snare te slaan nie. En so moet ek en jy geoefend wees om die Bybel te blaai. Ons moet geoefend wees waar die boeke in ons Bybel is. Sodat ek nie elke keer die flou grappie hoef te maak van Jesaja is na Genesis nie, nee. Die kinders sal sê is 'n dad joke. Ek moes 'n paar dad jokes gebring het. Dis Vadersdag vandag. Ruben, Google gou vir my 'n paar. Right. Jesaja, Efesiërs 1 vers 19 tot 23 sê, I also pray that you will understand the incredible greatness of God's power for us who believe in Him. This is the same power, mighty power, that raised Christ from the dead and seated Him in the place of honor at God's right hand in the heavenly realms. Now He is far above any ruler or authority or power or leader or anything else, not only in this world, but also in the world to come. God has put all things under the authority of Christ and has made Him head over all things for the benefit of the church. And the church is His body. It is made full and complete by Christ, who fills all things everywhere with Himself. Is dit nie mooi nie?
Dis nie mooi dat die Here alles vul met homself nie. Maar hier kom hy vir my en vir jou en hy sê in vers 19-20 dat die Gees van God woon in ons. En hy kom bevestig vandag net weer vir my en vir jou dat dieselfde Gees wat in ons woon is dieselfde Heilige Gees wat Jesus uit die dood uit laat opwek het. Hoekom is ek en jy bang? Hoekom voel dit baie keer vir my en vir jou dat ons is kragteloos? Hoekom voel dit vir ons baie keer dat ek en jy is nie op die plek waar ons moet wees en dat ek en jy nie die vermoë het om te doen wat die Here wil hê ons moet doen nie? Die Here gee vir jou 'n opdrag en die Here gee vir jou 'n iets om te doen. En dan kom ons baie keer en sê ons, jy weet Here, ek weet nie of ek dit kan doen nie, ek is skaam of ek is teruggetrokke of hierdie ding of daardie ding. Maar as ek en jy kan verstaan dat die Heilige Gees woon in ons, dan kan ons vorentoe beweeg. En ons kan doen dit wat die Here wil hê ons moet doen. Amen? So dink gou 'n bietjie by jouself. Wat sê die Here die afgelope tyd vir jou om te doen? Wat sê die Here die afgelope tyd vir jou en vir my om te doen? Ja, nee, dis baie moeilik. Ek kan nie daai ding doen nie. Nee. Ons het nou net gelees. I also pray that you understand, that you will understand, dat jy sal verstaan. Dat jy sal verstaan. Julle weet, dit is lekker om te verstaan. Jy sukkel met 'n ding en jy sukkel met 'n ding en jy sukkel met 'n ding totdat jy verstaan en dan is dit vir jou soos, yes, dit voel soos 'n oorwinning. En dit is soos, yeah, I can do this. Dis is daai wiskunde somme. Ek verstaan nie hierdie ding nie, totdat die onderwyser vir jou die formule leer en jy soos, dis 'n aha oomblik. Ek verstaan wat hier aangaan. En wat gebeur? Jy raak ewe skielik lus om al die wiskunde somme te doen. Wiskunde huiswerk is nie meer vir jou 'n probleem nie. Inteendeel, jy wil dit doen. Totdat jy verstaan, as ek en jy net kan verstaan dat die Heilige Gees in ons woon, dan het ek en jy die krag om te doen dit wat die Here wil hê ons moet doen. Come on, kom ons wees vol geloof. Maar my geloof is nie so sterk nie. Nee, jy moet net glo dat Jesus leef. En dan kom die Heilige Gees en hy gee vir jou die krag om vorentoe te beweeg. Come on, ons kan dit doen. 1 Korintiërs 4 vers 7 sê, We now have this light shining in our hearts, but we ourselves are like fragile clay jars containing this great treasure. This make it clear that our great power, die krag wat jy en ek het, is from God, not from ourselves. Die krag wat ek en jy het, kom nie van ons nie. Ons is net klei kruike. Ons is net klei ornamente wat kan kraak, wat fragile is. Maar die Here sê hier's 'n groot heerlikheid wat in ons is as gevolg van die Heilige Gees. 1 Korintiërs 2 vers 4 en 5 sê, And my message and my preaching were very plain. Rather than using clever and persuasive speeches, I relied only on the power of the Holy Spirit. I did this so you would trust not in human wisdom, but in the power of the Holy Spirit. As ek en jy in ons eie vermoë begin vertrou, dan is ons op gevaarlike grond. Ek en jy moet begin vertrou op die Heilige Gees. Ons moet vertrou op die Heilige Gees, dat hy is die een wat vir my en vir jou die vermoë gee om vorentoe te beweeg. Hy gee vir ons die krag. Wanneer jy wakker word in die oggend in jou bed en jy voel, ek het nie krag vir hierdie dag nie, dan wil ek jou uitnooi. Nooi die Heilige Gees in jou lewe in. Vra die Heilige Gees dat jy kan verstaan vandag, dat jy kan in die krag van die Heilige Gees wandel. Amen. Ek en jy kan in die krag van die Heilige Gees wandel. Nou, die Here gee vir ons sy krag om staande te bly. En hier's 'n paar punte wat ek nou vir jou gaan gee, wat vir jou gaan help om te verstaan, dat wanneer ek en jy die Heilige Gees het, dan het ek en jy vermoë. So die eerste een is, die Here gee vir ons krag om staande te bly. Wie van julle het al gevoel, jy in hierdie oorlog waarin jy is, jy gaan val? Ek was al daar. Ek het al gevoel, Here, ek weet nie meer nie, ek het nie meer die vermoë om vorentoe te beweeg nie, ek voel pap.
En dan kom die Heilige Gees net en hy kom vul jou met sy krag en dan gee hy vir jou daai ekstra geloof om vorentoe te beweeg. Efesiërs 6 vers 10 en 11 sê, a final word. Be strong in the Lord and in his mighty power. Put on all of God's armor so that you will be able to stand firm. To stand firm. To stand firm against all strategies of the devil. Wat moet ek en jy doen? We must be strong in his mighty power. Hoe doen ons dit? Die eerste manier hoe ek en jy staande kan bly, is om die volle wapenrusting van God aan te trek. Ons het so tyd terug het ons 'n reeks gedoen oor die wapenrusting. Ons gepraat oor dress for success, né? En ons het gekyk na die wapenrusting van God en ons het besef dat die wapenrusting van die Here is nie net elemente wat ek aantrek en dan gaan ek aan met die dag nie, maar dit is 'n leefstyl waarin ek moet leef. Ek moet leef met die verstand dat ek is gered. Ek met my gedagtes en my hele wese moet ek rig op Jesus Christus, want hy is die een wat vir my verlossing bring. En die grootste oorlog gebeur tussen ons ore. In ons verstand, in ons gedagtes. Ek meen, iemand sê net vir jou, jy's lelik, en dan begin daai gedagtes van jou hardloop, en die vyand gebruik daai woorde, om vir jou te sê dat jy lelik is, en sodra jy die gedagtes begin glo, dan sê die woord van die Here, dit wat ek dink, so is ek. So ek leer myself in baie opsigte, om nie my gedagtes te vorm rondom mense se opinies nie, maar ek vorm my gedagtes rondom wat is God se opinie oor my. En sy opinie oor my is, I am wonderfully and fearfully made in his image. Daarom is ek mooi. Psalm 139. So hy sê, in 2 Timotheus 1 vers 7, for God has not given us a spirit of fear and timidity, but of power, love, and self-discipline. So ouens, daar's goedes waar ek en jy kan aan werk om die krag van die Here te ervaar. Ek moet werk aan my liefde vir my medemens. Ek moet werk aan my liefde vir God. Ek moet werk aan my selfdissipline. Ek moet werk aan om vrees teë te staan, want ek het nie 'n gees van vrees nie. Ek het die Heilige Gees. Sê vir een langs jou, ek het nie die gees van vrees nie. Jy moet dit sommer hardop sê dat die duiwel dit ook kan hoor. Ek het nie die gees van vrees nie. Wat se gees het jy? Sê vir een langs jou, ek het die Heilige Gees. Sê dit gou weer vir die persoon langs jou, ek het die Heilige Gees. Ja, dit klink so 'n bietjie beter, né? Hoekom? Want die vyand moet jou hoor. Jy self moet jou hoor. Die Bybel sê geloof kom deur die gehoor en die gehoor kom deur die goeie nuus. Wat is die goeie nuus vandag? Dat die Heilige Gees woon in my. Come on. Die Heilige Gees woon in my. En daarom het ek krag om op te staan teen die aanvalle van die vyand, om my mindset reg te kry. So God has not given us a spirit of fear and timidity. Nee? But of power, love, and self-discipline. Die tweede ding wat die Heilige Gees se krag vir my en vir jou gee, is oorwinning. Sê vir een langs jou, prys die Here vir oorwinning. Come on, ek en jy het oorwinning. Ja, ek het gister verloor. Ek het die lotto 5 keer gespeel en niks gewen nie. Geen wonder jy verloor nie. Jy sit jou vertroue in El Otto. Lotto. El Otto. Anyway. Jy sit jou vertroue op 'n geluksgodin. Come on, kom ons praat gou 'n bietjie reguit met mekaar. Nee, weet, ek gaan net op die app. Gaan ek gou op hierdie betting ding gaan want dis sad. Ek sien nou 'n advertensie in hierdie week dat jy 'n betting influencer kan wees. As jy bet op die foon en dan WhatsApp jy daai selfde ding waarop jy bet, WhatsApp jy na jou vriende toe. En as hulle ook 'n bet maak, dan kry jy geld.
Nou beïnvloed ek ander mense om ook te dobbel. Come on, kom ons wees ander influencers. Kom ons wees Jesus influencers. Kom ons wees influencers om die Heilige Gees by mense te bring. Dat die Heilige Gees mense se lewe sal vul en nie die geluksgode nie. So ek en jy kry ons krag van God af. Ek kan nie my vertroue in iemand anders sit nie. I need to put my trust in God. Because He's the one that gives me the power to stand. He's the one that gives me the power to overcome. Luister mooi wat sê Sagaria 4 vers 1, ek lees in die New Living Translation. Then the angel who had been talking with me returned and woke me up, as though I had been asleep. What do you see now? He asked. I answered, I see a solid gold lampstand with a bowl of oil on top of it. Around the bowl are 7 lamps, each having 7 spouts with wicks. Dis hy lonte. And I see 2 olive trees, one on each side of the bowl. Then I asked the angel, what are these, my Lord? What do they mean? Don't you know? The angel asked. No, my Lord, I replied. Verse 6. Then he said to me, this is what the Lord says to Zerubbabel. It is not by force, nor by strength, but by my Spirit, says the Lord of heaven's armies. Ek wil dit weer vir jou vers 6 lees. This is what the Lord says. It is not by force, nor by strength, but by my Spirit, says the Lord of heaven's armies. Wat sê dit vir my? Dat die Gees van oorloë, die God, the God of battle, the God of might, the God who is a mighty strong warrior. It's by the same Spirit that rose Jesus from the dead. It's that Spirit that lives within me. So it's not through your power, it's not through your strength, it's through the strength and through the ability the Holy Spirit gives us. Dis nie deur jou eie krag nie. Dis nie deur jou eie vermoë nie. Weet julle wat vir my die mees moeilikste plek om te bedien? Is wanneer daai onderwyser my bel en vir my vra, Rudy, wil jy nie by die skool die saal kom open nie? Ouens, ek bewe tot in my klein twinkie. Dit is vir my 'n vreesaanjaende gevoel om voor 'n klomp tieners te staan en die woord te bedien. En ek het telke male, dan sê ek vir die ouens, ja nee, Jesus, is great, baie dankie vir die geleentheid, ons doen dit. En as ek het klaar die foon neersit, dan is dit soos, Here, wat het ek gedoen? En dan begin ek 'n swakheid in my sien, en ek begin voel in myself, ek kan nie hierdie doen nie. Hierdie voor die gemeente is lekker, dis familie, ons ken mekaar. As ek verkeerd praat, is almal van julle soos, nee, en dis fyn, dis familie, nee. Maar as ek daar voor die kinders staan, en ja, tieners is genadeloos. Come on, kom ons, ja, kyk hoe lag hulle, nee. Tieners is genadeloos as jy voor hulle staan. Jy het nie reg gepraat nie, papa, jy het verkeerde woorde gebruik. En jy weet, dan gebruik hulle slang van ek weet nie, van goated en goat en uitbyt en koek en genade, wat so goeders nog alles. Nee, hulle gebruik terminologie wat ek nie verstaan nie. En dan kom ek met my terminologie en sê, yes, die Here is cool. Want in my tyd het ons gepraat van, yes, it's cool, man. It's cool. Dis kief. Onthou hulle vir kief. Dis alles was kief. Nou vra hulle, wat's kief? Ja, dis is so dis vir my 'n skrikwekkende platform om te wees. So ek weet, as ek daar gaan bedien, nie dat ek hier vir die Here vra nie, ek glo my, ek bid baie dat die Here my hier genade gee, en die Here gee my baie genade op hierdie verhoog. Maar wanneer ek in daai arena instap, dan voel dit vir my soos 'n kolosseum. En ek word vir die leeu's gegooi en ek moet nou reg praat. En dan kom die Here en hy gee vir my die krag om net te spreek. En baie kere dan vat die Here my weg van my notas af, want ewe skielik is daar 'n ander gevoel, 'n ander atmosfeer wat die Here vir my openbaar in die saal. En iets waarop ek net moet klem lê vir die jong mense. Ek en jy het nodig om te vertrou dat die Here ons gaan help.
So it's not by force, it's not by your own strength, but it's by the Spirit. Want die Heilige Gees gee vir my en vir jou die geleentheid om te groei. 2 Kronieke 16 vers 9 sê, The eyes of the Lord search the whole earth in order to strengthen those whose hearts are fully committed to Him. What a fool you have been. From now on you will be at war. Ek het daai sinnetjie spesifiek ingesit, daai versie. Want as jy en ek nie vertrou op die Here nie, is ons fools. En ons stel onsself oop vir 'n oorlog. Maar wanneer ek en jy vertrou op die Here, dan sê hy, die Here is die een wat vir ons die krag gee in ons harte om committed te bly aan hom. So dis die Here wat vir ons die oorwinning gee. Dis die Here wat vir my en vir jou help. As ons enige situasie het waarin ons staan, of dit by die werk is, by die skool is of by die huis is, maak nie saak wat se ding vir jou is nie. As ek en jy dit net vir die Here kan gee en sê, Here, in my eie vermoë ek gaan dit opmors. Ek meen, kom ons wees gou eerlik met mekaar. Hoeveel van julle het al gedink, as jy nou 'n ding in jou eie hande moet vat, maak jy dalk net iemand dood? Of jy doen iets baie erg, want daar is hierdie emosionele woede in jou. Maar wanneer jy toelaat dat die Heilige Gees jou kalm maak, en vir jou net kom sê, my kind is alright, ek's met jou, en hy sê, Here, U moet my help, dan kom hy en hy gee vir jou wysheid. Hy gee vir jou verstaan, hy gee vir jou 'n vermoë om met compassion na ander mense te kyk. En oorwinning is nie altyd 'n geveg nie. Dis nie altyd konflik en skree en goed nie. Oorwinning kom baie keer ook in liefde en genade en compassion met die mense rondom jou. Dis waar die oorwinning ook lê. Dis ook hoe ons kan oorwin. Die volgende punt, God se krag gee vir ons alles wat ons nodig het om in 'n goddelike lewe te leef. Ek wil 'n bietjie stil staan by hierdie gedagte. Ons weet dat ons is nie van hierdie wêreld nie, maar ons leef in hierdie wêreld. Hoekom sê ons is nie van hierdie wêreld nie? Want ons het ons harte vir die Here gegee en hy het ons aangeneem as seuns en dogters binne in sy koninkryk, so ons burgerskap lê nou in die hemel. Die Bybel sê ons sit in hemelse plekke saam met hom. So ons, as ons doodgaan, ons klaar maak met die aardbol sessie, dan gaan ons en ons wees deel van die hemel sessie vir ewig. En ons bly saam met ons Vader. Maar as ek en jy nie ons lewe vir die Here gee nie, dan maak ons onsself oop vir 'n ander koninkryk. Okay? So die Here help vir my en vir jou om 'n lewe te leef wat reg is. 'n Lewe te leef wat ons bring op die einde van die dag waar ons saam met hom in eenheid kan wees. God hou nie van sonde nie. Het julle dit geweet? God hou nie van sonde nie. Inteendeel, God haat sonde. Dis hoekom hy sy seun vir my en vir jou gestuur het. As Vader het hy gesien, hierdie mense wat ek gemaak het, hierdie mense met wie ek 'n verhouding gehad het gesondig en nou het die sonde 'n skeuring gebring tussen ons en hulle luister nie meer vir hulle pappa nie, hulle luister nou vir die wêreld, hulle luister nou vir iemand anders. Nou ek moet nou iets doen as 'n pa, as 'n vader vir hierdie mense en ek gaan iets doen sodat hulle lewe weer kan terugkom na my toe. En hy stuur sy seun, Jesus, ons oudste broer, stuur hy om sy lewe vir ons te gee, 'n offer te word, sodat dit legally ek en jy weer terug kan kom by die Vader. God gaan nie optree soos die vyand en ons kom steel met 'n leuen nie. Hy gaan ons kom red met die waarheid, sodat ek en jy saam met hom in hemelse plekke kan wees. So die Here help ons, hy gee vir ons die krag om die lewe reg te leef. En hy gee dan vir my en vir jou die krag om reg te oordeel. Moet ek hierdie ding doen of moet ek hierdie ding doen? Wat gaan my Vader eer? Dit is wat ek en jy dan doen. Hoekom? Want die Heilige Gees gaan altyd na die Vader se kant toe gaan. Die Heilige Gees gaan altyd vir my en vir jou help om die regte ding te doen sodat God verheerlik kan word. As ek en jy sondig, is dit die Heilige Gees wat ons soontoe gelei het? Nee. Die Heilige Gees gaan nooit vir my en vir jou na sonde toe lei nie. Hy gaan ons altyd na die Vader toe lei. Hy gaan ons altyd na liefde en geregtigheid toe lei. Hy gaan ons altyd lei na die koninkryk van God toe. So nou kan ek en jy self weet, deur wie word ons gelei?
Wanneer ons sondig, dan word jy nie gelei op daai oomblik deur die Heilige Gees nie, jy word gelei deur jou eie vleeslike begeertes en jy het geval vir die versoeking wat die vyand oor jou gebring het. Maar wanneer ek en jy na die Vader se kant toe beweeg, dan weet ons het die vlees oorwin, ek en jy het nee gesê vir die versoeking en ons het oorbeweeg na geregtigheid en ons eer die Vader deur ons leefstyl. En nou kan ek en jy lig wees vir die mense rondom ons. Okay? So hoor wat sê 2 Korintiërs 12 vers 9. Each time he said, my grace is all you need. Paulus sê vir die Here, Here, hier is 'n doring in my vlees, vat dit weg. Hier's iets wat my pla, vat dit weg. Nou ons weet nie wat dit is nie en jy kan nou diep teologies raak. Daar is nie 'n perfekte antwoord vir wat Paulus deurgegaan het nie. Al wat ons weet, dit was iets wat hom gepla het. En hy het na die Here toe gebring en gesê, Here, verlos my van hierdie splinter. En die Here het gesê, my grace is all you need. Luister mooi wat sê die Heilige Gees verder vir hom. Hy sê, my power works best in your weakness. So now, I am glad to boast about my weaknesses so that the power of Christ can work through me. Wanneer ek en jy ons eie krag vorentoe bring, dan trek ons die aandag op onsself. Maar wanneer ons werk in die krag van die Heilige Gees, dan bring ons die aandag op Jesus. Okay? Ek en jy kan nie mense se harte verander nie. Ek en jy kan nie mense genees nie. Ek en jy kan nie eers 'n regte profetiese woord vir mense formuleer nie. Jy het die Heilige Gees nodig om te weet wat om te sê, wat om te doen. Anders is dit alles net mensgemaak en dit het geen betekenis. Dis net 'n mooi kompliment wat jy vir iemand gee. Maar wanneer die krag van Jesus, wanneer die Heilige Gees deurkom, dan gebeur daar dinge. En ek glo dat die Heilige Gees elkeen van ons wil gebruik, sodat daar iets kan gebeur, sodat sy krag vir mense bekend gemaak kan word. Jesaja 40 vers 29. He gives power to the weak and strength to the powerless. Is dit nie mooi nie? Wanneer jy swak voel, ek kan nie meer nie. Ek sien nou hierdie week 'n videoetjie van 'n vrou wat die Comrades gehardloop het. Sy het oor daai wenstreep gekruip. Inteendeel, mense het haar later by haar arms gevat en haar oorgesleep, net dat sy kan klaarmaak. Maar sy het hulp nodig gehad, sy het krag nodig gehad om deur te druk. Ek en jy het baie keer krag nodig. Ons het baie keer die Heilige Gees nodig om ons oor die wenstreep te vat. En dit is waar die Heilige Gees dan inkom. Hy sê, when you are powerless, when you are weak, I will give you the strength to go through. Mamas wat vir hulle kinders bid, mamas wat vir die manne bid. Julle het al hoeveel keer in julle kamer gesit en gesê, Here, ek kan nie meer deurdruk met hierdie ding nie. Here, ek weet nie meer wat om te sê en hoe om dit te doen nie. Maar ek wil vandag vir jou sê, wanneer jy aanhou bid, kom die Heilige Gees en hy gee vir jou die krag om aan te hou bid. Want jy moenie ophou bid nie, want jou gebede gaan veroorsaak dat daar redding gaan wees. Amen. Papa, jy het miskien al by die huis gesit en jy het gevoel, ek kan nie meer nie, ek gee alles. Ek werk myself voor 'n mik sodat ek vir my familie kan voorsien en hulle weet en daar's klomp issues en dinge wat by die huis gebeur en ek weet nie meer hoe nie, ek weet nie meer wat se kant toe nie. Al wat ek vandag vir jou kan sê is hou vas aan die Here, want hy gee vir jou die krag om deur te druk en aan te hou pa wees, aan te hou man wees. Jong mense, julle het miskien al gevoel, ek kan nie meer nie. Hierdie wêreld is net te veel en al hierdie emosies maak nie vir my sin nie. Ek wil vandag vir jou sê, as jy jou lewe vir die Here gee en jy laat toe dat die Here jou lei, jong mens, tiener, dan gaan jy dit kan deurdruk. Want die Here is die een wat vir jou die krag gee. Die Here is die een wat vir jou kom beklemtoon wie jy is. Die kinders by die skole kan miskien vir jou sê, jy is dit en jy's dat. Jou selfoon wat jy heeldag skraal op vir ure lank, sê vir jou 'n klomp dinge van die samelewing, maar dit is nie die antwoord nie. Die antwoord is in Christus. Die antwoord is dat die Heilige Gees jou lei. So laat toe dat die Heilige Gees jou lei. Laat toe dat wanneer jy voel, ek kan nie meer nie, en die gedagtes van selfmoord kom oor jou pad, dat jy kan sê, maar ek gaan staande bly, want die Heilige Gees gee vir my die krag. Selfmoord is nooit die antwoord nie. Hoor wat ek vandag vir jou sê.
selfmoord is nie die antwoord vir jou probleme nie. Jesus Christus is die antwoord op alle vrae, op alle dinge vir jou lewe. En die Heilige Gees kom, as jy hom innooi, gaan die Heilige Gees vir jou die krag gee om deur te druk, om aan te hou, en die deursettingsvermoë te hê, en die selfdissipline te hê, om aan te hou. Want hoekom? Hy is die een wat vir ons die krag gee, because the spirit of might is in ons. Hy's in ons. En hoe kry ons daardie spirit of might in ons lewe? Deur tyd te spandeer met Jesus. Deur tyd te spandeer in die woord. Deur aan te hou bid. En jy sê miskien vandag, maar my gebede word nie beantwoord nie. Jy weet nie hoe God dit jou al beskerm het, as gevolg van daai eenvoudige gebed, wat jy sê, Here, wees net met my nie. Vir jou voel dit asof al niks gebeur het nie, maar die Here het 'n trok gekeer om oor jou kar te ry. Die Here het gekeer dat daar 'n siekte oor jou familie kom. Die Here het gekeer op soveel plekke wat ek en jy nie sien nie, maar net omdat ons nie iets fisies kan sien nie, beteken dit nie die Here het nie gewerk nie. Hoeveel keer het ek al getuienis gehoor, ek het dit myself in my eie lewe beleef. As ek laat is, dan sê ek vir myself, hoekom is ek al weer laat? Jy weet, en dan ry ek, en dan kom ek op 'n plek waar ek sien, as ek nou betyds was, dan was die potensiaal dat ek in hierdie ongeluk hiervoor 100% was. En so het ek al getuienisse by klomp mense gehoor, dat hulle laat was, maar toe hulle by 'n sekere plek kom, toe is daar hierdie groot ongeluk. Hoeveel keer het die Here ons nie al beskerm nie? Hoeveel keer het die Here vir jou wysheid gegee om nie daai chocolate te koop nie? Ek wou nou iets ernstig sê, maar toe lag julle nou. Die Here gee vir jou die wysheid om nie daai chocolate te koop nie, want hy weet, daai R15 gaan jy nou nodig hê om melk mee te koop. Want jy het vergeet dat die melk in die yskas gaan is. Die Here gee vir jou wysheid op wysheid op wysheid. En sy krag kom deur. Soveel kere kom die Here en hy beskerm ons en ons weet dit nie eers nie. Hoe sing ons daai liedjie? Waymaker, jy weet, even if we don't see it, he's still working. Die Here werk nog steeds. Die Here slaap nie, hy sluimer nie. God is wakker oor sy woord. Sê vir een langs jou, skud hom op sy skouer en sê, jy word wakker. Word wakker. God is wakker oor sy woord. Amen. Woe! Yes, nou is ons wakker. Nou is al lewe. Skud gou jou vere reg. Nee? Die Here se woord is ja en amen. Filippense 4 vers 13, ons almal gebruik hierdie stuk. For I can do everything through Christ who gives me strength. Die jammer ding van hierdie versie is, hy het so bekend geraak, dat dit nou 'n quote is, en nie meer die woord van God is in baie mense se lewens nie. Dat baie mense quote hierdie gedeelte, en hulle begin so, for I can do everything. En dan gaan hulle aan met hulle speech. Hulle sal nog sê, Filippense 4 vers 13 sê, ek is tot alles in staat. En dan stop hulle om daar. Kan ek vir julle die punchline gee van hierdie skrif? For I can do everything through Christ. As jy nie in Christus is nie, moenie verwag dat jy alles gaan kan doen nie. Dis in Christus wat jy die krag kry. Dis in die krag van die Heilige Gees, dat hy kom en hy vir jou die vermoë gee, om alles te doen wat gedoen moet word. Lukas 4 vers 14, then Jesus returned to Galilee, filled with the Spirit's power. Jesus kom nou net uit die woestyn uit, en hy was nou net versoek deur die Heilige Gees, hy was op 'n bad plek, hy was in 'n woestyn, en vir 40 dae niks geëet en gedrink nie. En hier kom hy en hy sê, when Jesus returned to Galilee, filled with the Holy Spirit's power. Ek wil vandag vir jou sê, al bevind jy jouself in 'n woestyn, kan jy nog steeds die krag van die Heilige Gees ervaar. En ek wil amper dit so stel, jy gaan dit meer ervaar, want jy is nie meer oorgelaat aan jou eie vermoë nie, jy is oorgelaat aan hom. Ek wil afsluit met sleutels om in die krag van God te leef. Sleutels om in die krag van God
te leef. En die eerste sleutel wat ek dan vir jou wil gee is, the joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. Ek wil hierdie tip vir jou gee. As jy voor 'n moeilike situasie is, begin lag. Begin net lag. Lag is aansteeklik. Begin net lag. As daai kliënte moeilik is op die foon, begin net lag. As daai onderwyser by die skool is moeilik is, maar miskien nou nie hard lag in sy klas nie, want dit mag dalk iets anders ontlont. Maar lag. Hê joy in yourself. Wees vol joy, because the joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. Ek het al 'n paar keer as ek so down in the dumps is, dan kry ek myself waar ek voor 'n spieël gaan staan en net lag. Ek het al time and again, as ek alleen ry in die kar, en dit is meer daarso, maar time and again, as ek deur 'n moeilike pressing gaan, as ek nou so kan stel, as ek so 'n bietjie in 'n tuin van Getsemane oomblik is, dan en ek is in my kar, dan doen ek twee dinge. En die eerste ding wat ek doen is ek skree my longe uit. Ek skree. Die rede hoekom ek skree is dit voel net beter. En as ek klaar geskree het, dat my ore sing, dan begin ek lag. En ek begin lag. En ek steek myself aan die lag. En dan lag ek. En dan later, ek beloof julle, later het ek vrede oor wat voor my is. Want ek weet, the joy of the Lord is my strength. Ja, maar pastoor, jy maak jouself lag, so daai is nie die lag van die Here nie. Ek wil vandag vir jou sê, joy kom van God af, punt. Of jy moet net lag. Wanneer jy lag, dan begin daar iets anders in jou lewe voorkom. Daar kom 'n ander krag in jou op, want die Heilige Gees woon in ons. Dis nie 'n nagemaakte lag nie. Wanneer ek en jy joyful is, dan kom die Heilige Gees saam met dit en ons kom in eenheid. En ons krag. For the joy of the Lord is my strength. Wat is joy? Joy is om te weet dat die Here is in beheer. Joy is om verby jou eie probleme te kyk en te sê, hierdie situasie wat my frustreer, wat my moeg maak, jy weet, ek lag nou hieroor, maar Here, dankie dat ek hieroor kan lag, want U is die een wat beheer is. Die vyand kom sê vir jou, jy's lelik. Ja, jy het my gesien het gister, toe ek my gesig getrek het, toe ek my suurding geëet het. Dit was insane. My vrou het my gesê, daai gesig. Maar ek weet die Here is goed vir my en ek is vol beauty. Jy moes gesien het hoe ek gelyk het op 21. Nou is ek nog net kraak net beter. Right. Psalm 16 vers 11 sê, you will show me the way of life, granting me the joy of your presence. Daar's vreugde in om in die teenwoordigheid van God in te kom. Amen. And the pleasures of living with you forever. Daar's 'n vreugde om by die Here te wees. As kind van God het ek en jy vreugde. Hoekom? Want ons is in sy teenwoordigheid. Ons is in sy teenwoordigheid. Hy is die een wat vir ons die lewe gee. He's the one that shows me the way of life. Psalm 43 vers 3 en 4 sê, send out your light and truth. God se lig en sy waarheid bring vir my krag. Let them guide me. Let them lead me to your holy mountain, to the place where you live. Vers 4, there I will go to the altar of the Lord, to God, the source of all my joy. Come on. Kan julle hoor in al hierdie skrifte dat die Here ons uitnooi om in sy teenwoordigheid te wees met joy? Dis 'n sleutel wat ek en jy het om die krag van God in ons lewe te hê. Jesaja 40 vers 31. But to those, sê vir een langs jou, dis hopelik jy. But to those who trust in the Lord. Those who trust in the Lord will find new strength. Will find new strength. Come on.
Ons is besig met 'n paar projekte by die gemeente en een van die dinge wat my aandag baie keer 'n bietjie verg administratief is ons moet 'n aansoek instuur vir befondsing, want ons wil kyk of ons fondse van buite af ook kan kry om ons geboue op te gradeer. Ons dakke moet vervang word en die geboue moet geverf word en ons is besig met 'n aansoek. En hierdie ding stoei heeltyd met my brein, want ek moet nou mooi skryf en ek moet nou mooi Engels gebruik en al daai tipe van dinge. En ek besef vir myself dat ek is nie in die vermoë om dit heeltemal te doen nie. Maar wanneer ek in sy teenwoordigheid kom, wanneer ek die heeltyd dink oor hierdie aansoek en oor die werk en oor die prosedures en die protokols en ek dink oor al die aardse goed, dan voel ek swak. Ek het vanoggend vir Yuri gesê, ek stoei nog 'n bietjie met hom. Maar wanneer ek in God se teenwoordigheid kom en ek dink oor die proses wat ons nou moet doen, dan voel ek soos, bring hy rekenaar, laat ons tik. Laat ons hierdie aansoek doen. En julle moet saam met ons bid, dat die Here vir ons vyver gee, né? Ek sal later 'n bietjie meer info rondom dit gee. Maar wanneer jy besig is met take op jou tafel, wat jy voel, dit drein jou. As jy net jou mindset kan shift en kan sê, Here, ek wil in U teenwoordigheid wees, dan kom daar 'n krag in jou op. En wanneer jy dan terugdraai na jou tafel toe, het jy die vermoë en joy om dit te doen. En die Here gee vir jou wysheid. Ek wil jou uitdaag, ek wil jou uitnooi om hierdie week, wanneer jy by jou tafel sit, of jy by jou werk sit, en jy het 'n situasie wat vir jou moeilik is, en jy voel, nee, jy kry daai sigting gevoel, om net jou fokus te draai, en te sê, Here, ek loof U, ek prys U, maak hom groot in jou lewe, want hy sê, ek kom woon onder die lofsange van my volk. En jy hoef nie noodwendig te sing om sy teenwoordigheid te hê nie, of om dat God by jou kom woon nie, jy moet hom net groot maak. En dan sê vir die Here, Here, U is groot, en U is amazing, U is so 'n lieflike God, en Here, dankie dat U my Vader is, en jy weet, jy maak hom net groot. En as jy nie weet hoe nie, daar's 150 psalms, wat jou kan help om mee. Maak net die Here se naam groot. En dan draai jy terug na jou werk toe met 'n mindset van, Heilige Gees, dankie dat U my lei. Dankie dat U my help. For the joy of the Lord is my strength when I'm in His presence. Amen. Laaste 2 versies. Jesaja, hom het ek nou net gelees. Nee, kom ek lees hom weer vir jou. Jesaja 40 vers 31. But those who trust in the Lord will find new strength. They will soar high on wings like eagles. They will run and not grow weary. Dis soos Elia wat daai perde verby gehardloop het, né? Of ook soos Elia wat vir 40 dae aan een gehardloop het. Elia het gehou van hardloop. Maar hy het net gehardloop as die Heilige Gees oor hom gekom het. Maar hy het vir 40 dae lank gehardloop. Ons moet dit vir die Comrades ouens vertel. Dit sal so 'n bietjie ander energie hê. Dan sê hy, they will run and not grow weary. They will walk and not faint. En dan Jesaja 30 vers 15. This is what the sovereign Lord, the Holy One of Israel says. Only in returning to me and resting in me will you be saved. In quietness and confidence is your strength. But you would have none of it. Hoekom sal ons nie hierdie krag van die Here ervaar nie? Hy sê, no, we will get our help. You said, no, we will get our help from Egypt. They will give us swift horses for riding into battle. But the only swiftness you are going to see is the swiftness of your enemies chasing you. Ek het daai versie, vers 16 bygesit. Dit klink nou 'n bietjie teenstrydig met wat ons nou bedien van joy, 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 joy down in my heart. Nee, ons is heeltyd woehoe. Maar dit help veel. Jy gaan en jy sê, Here, help my met jou woorde, maar met jou hele wese sê jy, Egipte gaan my help. Dit help veel.
Hy sê inteendeel, as jy vir die Here vra om my vinnig te help, sal die Here jou help op die regte tyd. Hy gaan jou vinnig, hy gaan jou spoedig help. Maar as jy draai na Egipte toe om te sê, help my. As jy draai na die wêreld toe, na die stelsel van hierdie wêreld en sê help my, then the swiftness of your defeat will be quick. En ek dink dis 'n keuse wat elkeen van ons moet maak. Elkeen van ons moet daai keuse maak om te sê, gaan ek die Here volg? Gaan ek die Here vra vir raad? Gaan ek by die Here tyd spandeer? Of gaan ek wêreld toe hardloop en probeer iets vinnig bymekaar kry? Ek wil vandag vir jou sê, God se tyd is God se tyd. En ek en jy moet daarby inval. Ek en jy moet rustig raak in sy tyd, want hy sê, only in returning to me and resting in me will you be saved. In quietness and confidence is your strength. Jy kan nie quiet, stil raak en rustig raak as jy die hele tyd agter die wêreld se dinge aanhardloop nie. Jy moet stil en rustig raak by God, dan sal jy krag ontvang. Waar was die disippels toe hulle krag ontvang het? Hulle was stil en rustig. Wel, hulle het gebid. So ek weet nie hoe stil hulle was nie, maar hulle was uitgesonder. Hulle was eenkant. Hulle was nie nou besig met die dinge van hierdie wêreld nie. Hulle was gefokus in God se teenwoordigheid, God gesoek en die Heilige Gees het oor hulle gekom en hulle het krag ontvang. As jy vanoggend sê ek het krag nodig om te doen dit wat die Here wil hê ek moet doen, wil ek jy moet op jou voete staan. Ek wil vir julle bid. Ons almal staan. Ons almal het krag nodig. Ons almal het wysheid nodig. Here, ek wil my hande uitsteek na hierdie mense wat saam met my staan. En ek wil vandag vir U dankie sê, Vader, dat U woord leer ons. As aardse pappas weet hoe om vir hulle kinders goeie dinge te gee, hoeveel te meer as ons die Vader vra vir die Heilige Gees, sal hy die Heilige Gees vir ons gee. En so kom ons dan vandag, Vader, en ons staan in U teenwoordigheid met afhanklikheid, met 'n oop hart, om te sê, Here, ons is swak, maar in U is ons sterk. En so wil ek dan vandag vra, Heilige Gees, gee vir ons die nodige krag vir dit wat ons moet doen. Here, elkeen van ons wat hier staan omdat ons gesê het, ons het krag van God nodig. En wat ook al die fokuspunt was vir daardie krag, vir daardie vermoë, vir daardie sterkte, dank ek U Heilige Gees, dat U ons terugbring en ons fokus bring waar ons by U kan staan. En dat U dan vir ons die krag en die vermoë en die sterkte gee om terug te draai na ons werk, ons skool, ons dagtake, wat ons ook al moet doen, waarvoor ons ook al krag nodig het. En dan in daardie krag wat U vir ons gee te beweeg. En in die proses die eer en aanbidding vir U te gee. Here, want U woord sê, U deel U eer met geen mens nie. En so wil ons dan kom en sê, Here, ons is afhanklik van U. Ons het U nodig in ons lewe. En Here, ons kom staan by U in quietness en in confidence. Want U woord sê, U gee vir ons die krag. Here, baie mense wat hier voor my staan, het in soveel opsigte hulle joy verloor, omdat hulle heeltyd fokus op die krag wat hulle nodig het en die krag op verkeerde plek soek. Heilige Gees, ek vra dat U daardie mense
weer terug sal trek na U teenwoordigheid toe. Lord, that they will experience the joy of the Lord in their lives, not because of their own abilities, but because of your presence. Lord, that your presence will be the place where we will seek and find you. En ons sê dan vir U dankie Heilige Gees, dat U krag vaardig sal wees in ons lewens. Dat dit waarvoor ons krag nodig het, dat U ons sal help om deur te druk. Even though we walk through the valley of the shadow of death, we will fear no evil. We will not have fear. Fear, you are not part of our lives. En ek dank U Here dat U elke druppel van vrees in mense se lewens kom verwyder nou in Jesus naam. En dat U ons vul met U joy. Dat U ons vul met U krag. Dis my gebed in Jesus naam. Dankie Here. Dankie vir wie U is in ons lewens. Dankie vir U goedheid. Dankie vir U guns. Ons loof U daarvoor. In Jesus naam. Amen.